Die boodskap, Levitikus hoofstuk 8. Aaron en sy seuns word as dienaars aangestel. Toe het die Here vir Moses gesê: "Vat Aaron en sy seuns na die ingang van die tent waar die Here gedien word. Bring ook vir hulle spesiale klere saam vir hulle werk. Bring ook die olyfolie wat jy gaan gebruik om hulle in hulle werk te bevestig, die bul wat vir die sonde geoffer moet word, die 2 ramme en die mandjie met brode sonder suurdeeg wat jy nodig gaan hê. Laat sommer ook al die mense uit die laar saamkom na die tent van ontmoeting toe." Moses het toe gemaak soos die Here vir hom gesê het. Die hele gemeenskap het by die ingang van die tent waar die Here gedien word, saamgekom. Moses het vir hulle gesê: "Dit is soos die Here gesê het ons moet maak." Moses het Aaron en sy seuns laat nader staan en hulle met water gewas. Hy het Aaron sy spesiale hemp vir sy dienswerk laat aantrek, die serp vir hom omgehang wat die dienaars by die Here se tent moet dra, daarbo oor nog 'n mantel opgehang. Die deel wat oor sy skouers kom, oor sy skouers gesit en die mantel met 'n beld vasgebind. Daar was ook 'n sak wat voor sy bors vasgekom het, waarin die Urim en Thummim, waarmee die lot gewerp is om die Here se besluite te bepaal, was wat hy aan die mantel vasgesit het. Hy het ook 'n hoed op Aaron se kop gesit en aan die voorkant daarvan 'n goue wapen vasgesteek soos die Here hom beveel het. Moses het toe die olyfolie gevat en daarvan aan die tent van ontmoeting gesmeer en aan alles wat daar binne-in was om dit aan die Here op te dra. Hy het ook 7 maal daarvan teen die altaar gespat en die altaar saam met alles wat daaraan behoort, as ook die waspak wat daar staan en die voetstuk waarop dit rus, met die olie gesmeer om dit aan God op te dra. Hy het ook van die olie op Aaron se kop laat uitloop om hom so aan die diens van die Here te wy. Moses het Aaron se seuns laat nader staan en ook hulle die spesiale hemde vir hulle dienswerk laat aantrek. Hulle serpe vir hulle omgehang en hulle kopbande laat opsit wat hulle moes dra wanneer hulle by die tent werk, soos die Here gesê het hy moet maak. Toe het Moses die bul wat vir die sonde geslag moes word nader gebring. Aaron en sy seuns het hulle hande op die bul se kop gesit en dit is toe geslag. Moses het van die bul se bloed gevat en daarvan met sy vinger reg rondom aan die horings van die altaar gesmeer om dit aan die Here op te dra. Hy het ook van die bloed teen die onderkant van die altaar uitgegooi om dit aan God te wy, sodat die offers wat daarop gebring word vir die oortredings kon betaal. Daarna het hy vir die hele vetlaag oor die binnegoed, die 2 niere met die vet daaroor en die lewervet uitgesny en dit op die altaar verbrand. Die res van die bul met sy vel, sy vleis en sy pensmis het Moses buite die kamp in die vuur gaan verbrand. Dit was soos die Here gesê het hy dit moet doen. Die ram vir die brandoffer is toe nader gebring. Aaron en sy seuns het hulle hande op die ram se kop gelê. Moses het dit geslag en die bloed daarvan aan alle kante teen die altaar uitgegooi. Hy het die ram in stukke opgesny. Hy het die ram se kop, sy vleis en sy binnevet verbrand. Nadat hy die binnegoed en agterpote met water afgewas het, het Moses dit wat van die ram oor was op die altaar verbrand. Dit was 'n offer wat verbrand word wat vir die Here baie aanvaarbaar is. Dit was soos die Here Moses beveel het om te maak. Toe is die 2de ram nader gebring. Die ram sou gebruik word om die dienaars by die tent in hulle werk aan te stel. Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gesit. Moses het dit geslag en van sy bloed gevat en daaraan aan Aaron se regter oorlel, sy regter duim en sy regter groottoon gesmeer. Moses het ook Aaron se seuns laat naderkom en van die bloed aan elkeen sy regter oorlel, regter duim en regter groottoon gesmeer. Moses het die bloed wat oor was teen die kante van die altaar uitgegooi. Hy het toe van die ram se vet gevat, sy vetstert, al die vet aan die binnegoed, die punt van sy lewer, sy 2 niere as ook die niervet en sy regterblad. Hy het uit die mandjie vol brode wat sonder suurdeeg gebak is en voor die Here gestaan het, 'n ronde brood gevat en 'n ringbrood wat met olie gebak is en 'n roosterkoek en dit by die vet en die regterblad gesit. Daarna het hy dit alles vir Aaron en sy seuns gegee en hulle het dit as beweegoffer aan die Here opgedra. Moses het dit toe weer by hulle gevat en dit bo op die offer op die altaar gesit en dit alles verbrand. Dit was 'n offer om Aaron en sy seuns aan die Here op te dra. 'n Offer wat met vuur verbrand word waarvan die Here baie hou. Moses het toe die stuk van die ram se bors gevat en dit ook aan die Here opgedra. Dit was die deel van die ram wat vir die aanstelling van die dienaars gebruik is.
wat die Here gesê het Moses vir homself kan vat. Moses het van die olie en van die bloed wat by die altaar was gevat en op Aaron oor sy klere en ook oor sy seuns en oor hulle klere gesprinkel. So het hy Aaron en sy klere, sy seuns en hulle klere aan die Here toegewy. Moses het Aaron en sy seuns toe aangesê om die res van die vleis by die ingang van die tent van ontmoeting te gaan kook en dit daar te eet saam met die brood wat in die mandjie kom wat by hulle aanstelling gebruik is. Sy opdrag was, Aaron en sy seuns moet dit eet. Wat van die vleis en die brood oorbly, moet met vuur verbrand word. Julle mag vir die volgende 7 dae, tot die tyd van julle inhuldigingsgeleentheid verby is, nie van die deur van die tent van ontmoeting af weggaan nie. Dit hou 'n volle 7 dae lank aan. Wat vandag gebeur het, is soos die Here gesê het julle aan hom opgedra moet word. Julle moet 7 dae lank dag en nag by die ingang bly en die opdrag van die Here uitvoer. Anders sal julle doodgaan. Dit is soos die Here beveel het. Aaron en sy seuns het presies gedoen soos die Here hulle deur Moses beveel het.